Goeiedag geliefdes, wonderlik om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. En ons is nog steeds besig met Psalm 119. Ons gaan vandag met mekaar hanteer verse 83 tot 85, maar ek gaan tog vir u lees van die 81ste vers af, om net die totale verband te kry, waaroor die psalmis met ons praat, en die rede vir dit wat hy sê. Kom ons lees dan van die 81ste vers af. My siel smag na u heil, op u woord wag ek. My siel smag na u belofte en sê, wanneer sal u my vertroos? Want ek het geword soos 'n leersak in die rook. U insetting het ek nie vergeet nie. Hoeveel sal die dae van u knegt wees? Wanneer sal u gerig oefen onder my vervolgers? Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe volgens u wet nie. Ons het dit al vir mekaar gesê, die psalmis belewe smarte, verwarring en ook verwerping. Daarom het hy aanhoudend hierdie woord, ek smag, my oë smag na u heil. My oë smag om te sien, die beloftes wat God vir my in werking moet stel. En dan gee die rede hoekom hy hierdie smagtinge en smarte in sy hart het. Ek het geword soos 'n leersak in die rook. Wanneer ek aan hierdie beeld dink, dan dink ek aan woorde soos waardeloos, weggegooi, alleen. Ek voel dat ek is uitgeskuif en ek sien as dit ware in my geestesoog 'n leersak wat daar bo kan die vuur hang. Pikswart alweens die roet en die rook wat daarin gegaan het. Een van die vertalings, die Nuwe Lewende Vertaling sê, ek is verskrompel, ek is uitgedroog, ja, ek voel asof ek uitgegooi is en ek nie meer waarde het nie. Ek het waardeloos geword. Niemand sien my meer raak nie. Niemand gee meer ag op my nie. Op 'n stadium was daar 'n tyd wat ek 'n mooi, sinvolle, welrekende leersak was. Maar nou, Here, is my lewe uitgedroog en voel ek verskrompeld en waardeloos. As ek dink aan 'n leersak in die rook, dan dink ek net aan die effek van rook. Dink jy daaraan as daar rook in jou oë kom terwyl jy miskien braai? Jou longe wanneer daar 'n vuur brand is langs die pad en jy ry deur hierdie rook, hoe dit jou longe tref en jy as dit ware 'n benoudheid in jou longe kry. Wanneer daar in so 'n vuur dan plaasvind, dan word suurstof uitgekanselleer en word jy verswelg, want daar is nie suurstof wat jy kan inhaal nie. Ek dink aan een van my lidmate in een van my voormalige gemeentes in Waterval bovenop Dani Kutsie. Hy het gaan voorbrand doen en ewe skielik het die wind omgedraai en daardie massa rook het hom oorval. Hy het geen suurstof gekry nie en het in die veld neergeslaan en het uiteindelik dood verbrand. Toe die vuur verby is en almal uit die rook uit pad gegee, het hom gemis en toe het hulle sy dooie liggaam gekry, want die suurstof is uitgesluit en hy kon nie langer lewe nie. Die psalmis voel so, ek is verskrompel, ek hang oor 'n vuur. Dan vra hy die vraag in die 84ste vers, hoeveel sal die dae van u knegt wees? Wanneer sal u gerig oefen oor my vervolgers? Hoe lank, Here, gaan dit nog so met my aangaan? Hoe lank, Here, moet ek nog so lewe? Wanneer gaan daar vir my uitredding kom? Wanneer gaan u vir my vertroosting gee? Wanneer gaan u optree, o Here, en vir my verligting bring in die pyn en die smarte wat ek beleef? Hoe lank nog? Wanneer gaan dinge verander? Ek bid en ek roep tot u en u antwoord nie. Dit klink so asof u stil geword het en nie hoor dat ek vir u bid nie, so asof my gebede teen die plafon vaslaan. Het Israel dit nie ook belewe nie? Lees saam met my Jesaja 40. As hy vir ons daar in Jesaja 40 sê, die volk sê, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my regheid by my God verbygegaan. Hoor jy hoe voel hulle? God is ver.
Here, wanneer gaan U vir my uitkoms gee? Wanneer gaan U ingryp in my situasie? Ek hoor dit so dikwels as mense sê, Dominee, hoe lank nog? Veral liggaamlik. Hoe lank nog, Heer, Dominee, moet ek die Here pleit om vir my genade te gee? Ja, geliefde, jy beleef dit moontlik, ek beleef dit. Dat ek die Here vra, Here, wil U nie asseblief van my hierdie liggaamlike kwale wegvat, wat my so tuister en vir my soveel pyn veroorsaak nie, en die Here vat dit nie weg nie. Paulus wat gesê het, wanneer gaan U hierdie doring uit my vlees uit wegvat? En dan antwoord God hom, my genade is vir jou genoeg, ek sal jou dra. Geliefdes, dis nie maklik om in daardie situasie te wees nie. Dis pyn, dis foltering. En dis wat die psalmis belewe. Hoe lank gaan U nog toelaat dat my vyande oor my leep? Hoe lank gaan U nog toelaat dat ek in hierdie situasie is? Wanneer gaan U optree en vir my uitkoms gee? Dan antwoord God sy volk. En ek wil hê jy moet hoor, wat antwoord sy volk as hulle in hierdie situasie is? Weet jy dit nie? Of weet jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag, menig stilte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg, en die jong manne struikel selfs. Maar hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy vaar op met die vleuels van 'n arend. Hy hardloop en word nie moeg nie. Hy wandel en word nie mat nie. God is daar. Ons verstaan nie die weë van die Here nie. Ons weet nie altyd hoekom God sekere dinge doen nie. Maar Here, al anker wat ek het, sê die psalmis, Here, ek het U gebooie nie vergeet nie. Ek het nie van U weggeskuif nie. Ek hou vas aan die beloftes van God. En ek hou vas aan die woord van die Here, ongeag hoe lank dit sal vat. Want U sien, geliefdes, psalmis het ook vir ons gesê in Psalm 23, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Ek sien die lig nie. Alles om my is donker. Dis doodskade wie wat my bedreig. So asof alles op my gaan toeval en my einde het naby gekom. Maar een ding weet ek, God weet van my. Geliefdes, ek wil dit vandag vir jou stel as jy 'n kindjie van die Here is. Jy weet mos wie is God, wat gesê het ek kan nie ontrou raak nie. Ek sal nooit ontrou raak nie. Jy weet mos wie jy is. Jy's 'n kind van die lewende God oor wie hy gesê het, jy's kostelik in my oë, hoog geag en ek het jou lief. Ag, ek wil as dit ware sê onafwendbaar. Beleef ons in ons eie persoonlike lewens tog ook maar hierdie sugting voor die Here om te sê, hoe lank nog, o Here? Almal van ons kyk na ons land. Ons kyk na die omstandighede in ons land. Ons kyk na die goddeloosheid. Ons kyk na die bedrog. Ons kyk na die onreg. Ons kyk na die wetteloosheid en ons vra, Here, hoe lank nog? Wanneer gaan U optree? Het sy deur verdelging of herlewing? Maar o God, wanneer gaan U vir ons hierdie situasie verander? Wanneer gaan daar verligting kom van die onheil wat ons bedreig elke dag? Van die laste wat op ons gedruk word, wanneer gaan U reg verskaf? Want U is tog die God wat geen vrede kan maak met ongeregtigheid nie. Hoe lank gaan U dit bly aanskou voordat U gaan optree? Die psalmis roep tot God, Here, tree tog asseblief op. Die martelare wat onder die troon is, roep uit, hoe lank nog, o Here? Hoe lank nog voor die oordeel van God sal kom en die vrymaking vir ons sal aanbreek wat God ons sal verlos? Die skepping roep tot God. Ons lees daar in Romeine. Die hele skepping is aan die nietigheid onderworpe. Die hele skepping roep tot God om te sê, Here, wanneer gaan U ons vrymaak? Want ook die skepping ly onder die sondeval van die mens. Daar in Jesaja het hy 'n woord gesê in Jesaja 21, as hy sê, daar roep een van Sion af, wagter, hoe ver is die nag? Wagter, hoe ver is die nag? Die wagter sê, die môre kom en ook die nag. Wil julle vra,
vra keer terug na hom. Hoe lank nog, Here? Roep die wagter, voor die uitkoms sal kom en God vir ons oplossing sal gee. Geliefdes, daar in Romeine 8 vers 22 het ek vir u gesê, die skepping sê ook, Here, ons wag met reikhalsende verlange. En dan as die psalmers praat, wil ek en u ook dit sê, Here, dit is tog u naam. U naam word gruwelik misken. U kindertjies word gruwelik vertrap. En ons word uitgewis. My vyand het vir my kuile gegrawe. Here, wanneer gaan u optree en aan my reg doen? U woord word verag in die tyd wat ons lewe. Daar word openlik oor u gespot. Here, wanneer gaan u optree? En dan dink ek aan 2 Petrus 3 vers 9 wat sê, die lankmoedigheid, die liefde van God, weerhou sy wraak. God is lankmoedig oor ons, omdat hy nie wil hê dat mense verlore moet gaan nie, maar hy gee nog tyd dat mense tot inkeer sal kom, maar God wag om op te tree, God wag om uit te delg, God wag om terug te kom, en dit gaan gebeur, maar hy is lankmoedig, hy verdra, omdat hy nog aan die mens genade wil gee om nie verlore te gaan nie, maar dat die mens gered kan word. Maar sy oordeele gaan kom, geliefde. Sy oordeele gaan kom dat hy mense gaan uitdelg. Daar is iets wat wag op die mens na die lewe. Daar is die hemel, maar daar is ook die hel, waaroor die Here Jesus Christus persoonlik meer gepraat het as enige ander persoon in die totale Bybel, waar hy gewaarsku het oor 'n ewige verlorenheid, waar hy gewaarsku het dat die mens sy lewe met God moet regmaak. En dan kan 'n mens as dit ware ook in jou eie persoonlike lewe vra, Here, hoe lank nog is ek hier op die aarde? Hoe lank gaan ek nog hier op die aarde kan lewe? Geliefdes, daar is 'n geweldige teks. As jy nie 'n verhouding met God het nie, as jy nie 'n verhouding met Jesus Christus het nie, wat Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is om te val in die hand van 'n lewende God. Daarom het Jesus gewaarsku, dat jou lewe met God in die reine moet bring. Hoe lank nog, Here, gaan ek hier op aarde wees? En dan gaan ons almal verskyn voor die regterstoel van Christus. En gaan ons elkeen ontvang wat ons in die liggaam gedoen het, of dit goed was of kwaad. Die boeke gaan geopen word. En as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Daarom ook vir myself persoonlik te vra, en hierdie woord het tot my hart gespreek, hoe lank nog is die dae van u kind hier op aarde? Hoe lank nog gaan ek hier lewe, Here? Hoeveel is die dae van u knegt? Dan moet ek voor God gaan staan en rekenskap gee. Wat was my verhouding met Jesus Christus? Want wat sê die Bybel? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Geliefdes, hoor dit net weer asseblief. As die Here Jesus Christus vir ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan as hy die deur my gaan nie. Hoor wat sê in Handelinge 4 vers 12. Daar is geen ander naam in die hemel bekend, wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Wat sê hy vir ons in 1 Johannes 5? Sal u saam met my hoor wat sê in 1 Johannes 5 vir ons? Daar van die 10de vers af. Ek wil hê jy moet dit saam met my hoor. Wie in die seun van God glo, het die getuienis homself. Hy wat God nie glo nie, het God tot 'n leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun van God het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ek hoop jy het gehoor, daar is 2 groepe mense. Hulle wat die seun van God het, en hulle wat die seun van God nie het nie. Daarom die belangrike, Here, hoeveel is my dae nog op aarde? Wanneer gaan my einde aanbreek?
wat ek voor God gaan staan en rekenskap moet gee. Geliefdes, jy sterf soos jy geleef het. Ag, ons kan dit mos maar lees daar in Romeine, die 2de hoofstuk. Let op wat sê Romeine 2 van vers 6 af. Wat elkeen sal vergeld na sy werke. En aan die wat deur volharding en goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam is, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen. Dit wag op u, dit wag op my. Hoe lank is die dae nog? Wanneer is die einde van u knegt? Wanneer sal die einde vir my aanbreek? Dis 'n vraag wat elkeen vir onsself moet afvra. Ja, geliefdes, baie keer is dit nodig dat God vir ons in verdrukking bring, om ons nader aan God te bring. Ons lees dit in Job. Daar in Job, die 5de hoofstuk. Ek wil dit vir u lees, Job, die 5de hoofstuk. Ek gaan vir u 'n paar verse lees. Job 5 en wel vers 8 en 9. Maar wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Here voorlê. Aan hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike wonders sonder getal. Verse 15 tot 17. Wat vir ons in Job sê. Kyk, gelukkig is die mens wat God kastei. Verwerk daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Want hy doen smarte aan, maar hy verbind ook. Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. 6 benoudhede sal jou tref. Ja, en 7 sal geen onheil jou tref nie. En dan Job, die 13de hoofstuk, vers 15, 'n geweldige woord. 'n Woord wat ek wil hê moet hoor, en 'n woord wat ek vir myself ook neem. Job 13, vers 15 klink so. Kyk, al sou hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Ook is dit vir my tot heil, dat 'n goddelose voor sy aangesig nie sal kom nie. Geliefde, ek en jy lewe in 'n verhouding met God. Ja, ons het beproewinge. Ja, dit gaan swaar met ons. Maar weet jy, as dit met ons swaar gaan, dan is dit partykeer God wat vorming in ons lewe bring. Ek dink onwillekeurig aan die pottebakker. Wanneer hy sy hande daar die klei indruk, dan wil daar die klei as dit ware reageer om te sê, Eina, dis seer, jy druk my, jy verdruk my. En dan antwoord die pottebakker, ja, ek weet, maar ek is besig om te vorm, ek is besig om te maak. As hy sy hande terugtrek, gebeur daar niks. Hoor wat sê Petrus, as ons in allerhande beproewinge kom, as dit nodig is, as God dit nodig ag, dan is God besig om ons geloof te suiwer, dat ons suiwerder as goud, wat gefolter sal wees, suiwer goud voor God bevind sal word. Jakobus stel dit, wanneer julle in allerlei beproewinge gaan, dan is God besig om julle lankmoedigheid te leer, en die lankmoedigheid moet tot sy volheid kom, sodat julle volmaak voor God kan wees. Hebreërs 12 sê, my kinders, as julle die tugtiging en die kastyding van God verdra, is julle kinders. Want God is besig om julle te vorm. Hy is besig om met julle te maak. Hoekom doen God dit? Hy doen dit tot ons heiligmaking, sê die 14de vers. Dis nie altyd sonde nie. Dit mag sonde wees. Toets maar jou eie gewete om te sê, kla my gewete my voor God aan, want die Bybel sê, as my hart my nie veroordeel nie, het ek vrede by God. En as ek my hart stil is, en ek weet van niks tussen ek en God nie, en ek roep saam met die psalmes, Here, wanneer gaan U my verlos? Oral om my is daar mense wat my dood soek, hulle het vir my kuile gegrawe, hulle wil my vernietig. En jy beleef hier die smarte, onbeantwoorde goed wat geen mens kan antwoord nie, want hoe sê ek vir jou, hoekom gebeur dit terwyl God dit doen? Dan moet jy aan God bly vashou, dan moet jy jouself maar net anker in wat God sê, en dis wat die psalmes vir ons sê. Die psalmes sê, Here, ek het U woord nie vergewe nie, ek het U woord nie vergeet nie,
Ek het vasgemaak aan u insettinge. Here, ek hou vas aan u soos ek vir Job gelees het. Al wil hy my doodmaak, nogtans sal ek aan hom bly vashou. Want u sien, geliefde, ons weet dat die Bybel sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat 'n kind van God is. Alles. Vir hulle wat hy na sy voorneme gewandel het. Romeine 8 vers 28. God is besig om met ons te werk. Hoe lank, o Here? Ons weet nie. Maar dat God vir ons genade sal gee om te volhard. En dat ek vir die Here sal sê, Here, in hierdie beproewing, in hierdie pyn, in hierdie ellende, in hierdie alleenheid, in hierdie verskrompeldheid waar ek voel soos leer wat sy waarde verloor het. Eens was dit anders, Here. Eens het ek waarde gehad. Nou het ek waardeloos geword. Ja, kom ons kyk na Dawid self. Koning op die troon. Die een aan wie die vroue gesê het, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000, 'n geëerde mens. Dan die volgende oomblik word hy van sy troon afgedryf. Volgende oomblik wil Absalom sy lewe soek en sê, maak dood. Saul wat hom jaag van herberg na herberg toe. Wat hom jaag na alle kante toe om sy lewe te soek. Saul wat sy leermag oproep om Dawid dood te maak. God se gesalfde. Here, ek het beter dae geken. Daar was 'n tyd wat ek waarde gehad het. Nou voel ek verskrompeld, soos 'n ou leersak wat bo die vuur hang. Roet het my oorval. Ek het waardeloos geword. Maar Here, ek sal teruggaan na u woord toe. Onthou u wat die Here vir Petrus gesê het? Petrus, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Geliefdes, daar is een wat by jou staan in hierdie dag, en wat nooit van jou sal weggaan nie, en dit is die almagtige God, wat getrou aan jou sal bly, wat jou dag vir dag sal dra. Maak vas aan God. Ja, hy noem hulle. Dis die vermeteles, Here. Hulle wat vermetel handel, wat geen ontzag vir u het nie. Wat geen ontzag vir hulle medemens het nie. Wat oor almal loop, wat almal vertrap. Hulle dink hulle is slim. Hulle dink hulle is in beheer. Dis hulle wat my vervolg, Here. Maar Here, ek sal vasmaak aan u wette. Daar word lokvalle vir my gestel, heeldag en aldag. Geliefde, Satan soek jou val. Onthou u daar in Genesis 3, nadat Satan uit die hemel uitgeban is, kom hy na Eva toe en sê, Eva, is dit so dat God gesê het, jy mag nie van hierdie boom eet nie? Eva antwoord hom, die Here het gesê, ons kan van al die bome in die tuin eet, maar van hierdie boom mag ons nie eet nie, ons mag dit ook nie aanraak nie, anders sal ons sterwe. En die bedrieger sê vir haar, ek sê vir jou, God is besig om julle om die bos te lei, want hy weet, as julle van hierdie vrug eet, sal julle word soos God, julle sal gode in eie reg wees. Kyk na die vrug, en dan sê die Bybel, sit na die vrug gekyk, en dit was 'n begeerte vir die oë, en 'n begeerte om daarvan te eet. En sy neem en sy eet, en sy gee aan haar man Adam. Wat is die gevolge? Hulle is naak. Hulle word uit die tuin van Eden in geban. Hy het 'n aanslag op God se skepping gebring. Die hele skepping is aan die nietigheid onderworpe. Die mens is van God geskei, sodat die Bybel sê, in sonde word ek ontvang en gebore. In ongeregtigheid het my moeder en my in die wêreld gebring. Sodat die Bybel sê, ons is van nature kinders onder die toorn van God. Ons is sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Dis die toestand van die wêreld, waarin elke mens en ook die natuur is. Vervolg, verdruk, kindertjies van die Here en martelare, wat moet sterwe vir hulle geloof, wat in die vuur gegooi word terwille van hulle geloof. Ja, Here, vermeteles het teen my opgestaan. Sy aanslag het nie gewerk, wat die skepping aanbetref nie. Want God het 'n belofte gemaak. Daar sal die seun van God wees, die maagd sal 'n seun baar. En hy se naam sal Jesus genoem word. Hy sal jou die kop kom vermorsel. Ja, daar was die aanslag teen Jesus. Onthou jy hoeveel duisende babetjies moes sterwe,
omdat Herodes hierdie een wou in die hande kry, die verlosser, die koning van Israel, wou hy uitdelg, en hoe God vir Jesus Christus uit die situasie verlos het. Hy kon Jesus Christus nie in die hande kry nie. Sy laaste poging was aan die kruis, toe hy mense laat opswelg en sê, en tot hom roep, as jy dan die seun van God is, kom van die kruis af, en ons sal in jou glo. Wat sou gebeur het, as Jesus Christus van die kruis afgekom het? Sy hele lewe lang het hy duiwel om probeer verneder. Het die kerk om vervolg. Ja, hulle het selfs vir hom gesê, hy is Beelzebul, die owerstes van die duiwel. Jesus Christus bly aan die kruis. Want as hy aan die kruis gebly het nie, was daar vir hierdie wêreld nie verlossing nie, was ons almal verlore op pad na 'n ewige verderf toe. Die volgende aanslag is sy kerk, die ware kindertjies van die Here. Hy wil hulle verdelg, hy wil hulle verlei, hy wil hulle op die verkeerde pad stuur, en daarom is daar 'n vervolging vandag in hierdie wêreld, net teen Jesus Christus en die Bybel. Daar is geen vervolging teen 'n ander godsdienst nie. Daar word nie vervolging deur die Mohammedane nie. Daar's nie 'n geskrifte van hulle, soos die Koran wat aangeval word nie. Maar Jesus Christus word verkleineer, en die Bybel word ontken. Daar's nie 'n aanslag teen die waarheid. Daar's nie 'n aanslag teen die leuen nie. Daar's 'n aanslag teen jou en my. As jy bely dat jy 'n kind van God is, Jesus het mos gesê, julle sal in hierdie wêreld gehaat word, omdat hulle my gehaat het. Julle sal voor owerhede gebring word. Julle sal in tronke geplaas word terwille van my naam. Maar julle sal 'n getuie vir my wees. Die psalme sê, Here, ek het vasgemaak aan U. Weet as ek dink aan vervolging, dan is daar geen een van die profete van die Here wat sonder vervolging was nie. Jeremia is in 'n kuil gegooi, om dood te gaan. In modder staan hy onder in die kuil. En as daar nie iemand uit genade uitkom, en 'n klomp lakens en toue aan mekaar vasmaak, en hom uittrek nie, wat die koning aanbetref, kan hy maar daar sterwe, kan hy maar daar doodgaan. Kan ek vir u lees, wat sê die woord van die Here? Daar in Jesaja, die 30ste hoofstuk, hoor wat sê mense vir die profeet van God. En hulle het vir Jeremia gesê, as jy nie ophou om met ons te praat nie, dan sal ons jou doodmaak. Maar hoor wat sê die woord. Want dit is 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, wat aan die siener sê, sien nie, en aan die profete profeteer vir ons wat nie reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedreuery, wyk af van die weg, buig die pad, laat die heilige van Israel voor ons oë verdwyn. Ons wil nie hoor wat God sê nie. Ons sal jou doodmaak. Ons sal jou uitdelg. Al die apostels van die Here het 'n gruwelike dood gesterwe. Onthou jy vir Paulus, daar die man Stefanus, terwyl hy met klippe gegooi word, skyn daar 'n lig oor hom. En hy sê, Here, in u hande gee ek my siel oor. In u hande gee ek my lewe oor. Ek sien God in sy heerlikheid. Geliefdes, Paulus wat hom met klippe laat doodgooi, omdat hy in Jesus Christus glo. Hierdie Paulus het God op die Damaskuspad ontmoet, en toe het hy gesê, alles wat ek gedink het wat vir my waarde was drek. Nou het ek die lewe ontvang. En dan lees u sy vervolging in Korintiërs. Hulle het my met sokke geslaan. Hulle het my gestenig. Hulle het my vir dood agtergelaat. Ek is in gevare van mense en diere. Ek is gevare op die land, ek is in gevare op die see. Net omdat ek 'n diensknegt van Jesus Christus is. Die Satan soek jou val. Reeds daar in Genesis sê die Here vir Kain, Kain, die sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Die duiwel loop rond as 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Daarom moet julle waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Trek die volle wapenrusting van God aan.
dat julle weerstand kan bied, dat julle staande kan bly, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. Ag, sê Paulus dit vir die Filippense, dat julle onberustelik en opreg sal wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos lig in die duisternis. Here, ek maak vas aan u woord. Ek maak vas aan u getrouheid. Ek maak vas aan u beloftes. Here, ek verstaan nie, maar ek sal aan u bly vashou. Is dit wat Job gedoen het? Ja. Wat is die gevolge? Die Here het hom 10 maal meer gegee as wat hy ooit gehad het. Die aanslag teen Job was nie van God nie. Was van die Satan wat God uitgedaag het. Gee net vir my 'n geleentheid om Job op die proef te stel, dan kyk of hy sal bly glo. Is by jou ook so, geliefde? Jy beleef aanslag. Sal jy bly glo? Sal jy in God bly vasmaak? En as jy dan pyn beleef, hoor wat sê hy in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Wat sê dan 1 Petrus 5 vers 7? Werp al julle bekommernisse en laste op my. Ek sal dit dra. Geliefde, jy verstaan nie wat oor jou lewe kom nie. Jy roep en jy pleit en dit lyk of daar nie verligting is nie. Kan ek vandag net vir jou sê, God weet van jou. God het jou nie verlaat nie. God is daar as die ewige. Ken julle my nie? Die Psalme sê, die Jesaja sê, die volk van die Here sê, God het ons verlaat. Nee, geliefde. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek het jou by jou naam geroep en jy's myne. Die enigste anker wat die Psalmes is, die Here, ek sal u getuienisse bewaar. Ek sal vashou aan u in die grootste stryd en pyn wat ek beleef. Here, ek sal vashou aan u, want u is die God, die Here en die meester van my lewe. Wat sal jy verloor as jy God verloor? Alles. Jy kan alles aards verloor, maar as jy God aan jou kant het, sal jy ewiglik wen. Maak vas aan hom. Wanneer jy swaar kry, vlug na hom toe. Hy wag vir jou, om in jou sy genade te betoon, en terwyl hy dan 'n pad met jou loop wat jy nie verstaan nie. Want sy gedagtes is nie myne nie, sy wie is ook nie myne nie. Maar dank die Here, dis hoër as myne. Dis tot my voordeel. Hou vas in jou stryd. Die Here weet van jou, en sy genadehand sal vir jou oopgaan. Groot seën vir u, terwyl ons saam die stryd stry, dat ons aan God getrou sal bly. Die Here seën. Goeiedag vir u.